are perfect in all of your ways. You 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 are perfect in all of your ways. Altijd lekker om juist wanneer ik in de lekker neem, zodat we dan blijven ontstaan te wees, samen in de naam van Heer groot te maken. Als je bij ons samen, dan het lager samen van Johannes, die eerste hoofdstuk, 44ste vers, daar die volgende dag wat liefdes naar Galilea vertrek. En hij heeft Filippus gekry en vir hom gesê, volg mij. Ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dank jy dat ons weet, Here, die goedheid en die guns is voor ons. En ek wil vanavond bid en vraag, Here, kom praat met ons harte. Vou ons vanavond toe, Here, en dat ons sal weet, om met elkeen van ons te ontmoet. Ek wil die loop, ek wil die prijs, ek wil die verheerlik vanavond en sê, Here, aan u kom toe, al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons hart verstaan. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil vir jou langs jou sê vir hom, soos jou vir hom lips. So ons staat, ek gaan kyk na die woord van die Here, en elke keer wanneer daar iets fenomenaals met iemand gebeur het, was dit in 'n oomblik. Dit was nie 'n ding wat lang gekom het, of 'n ding wat uitgereik was, of 'n ding wat jy ook maar gesoek het, of probeer kry het, of enigiets in die rigting nie. Dankie. Dit was alles in 'n oomblik. Ons het gou hierdie mikrofoon van hom probeer, maar klink nie vir my so lekker huis nie. Das hy, dankie Maurice. In elk geval, dit alles gebeur in 'n oomblik. En die oomblik toe ek hier nou gaan sit en kyk toe, wil ek gaan kyk na watter oomblik het 'n verandering in iemand se lewe gebring. En ek gaan kyk na 'n man met die naam van Filippus, wat daar was, en die Bybel sê dat hierso het Andreas gekom na Simon toe, het hom sê, volg my, ons het die Messias gevind, en die oomblik toe hulle dit doen, toe kom hy en hy gaan na Filippus toe, en Filippus kom en hy staan, hy is besig daar, en Jesus draai om en hy sê vir hom, volg my. En dit is ek wil amper sê, 'n split second decision. Kan ek het vanavond vir jou sê, baie keer binne in die oomblik wil God hê, jy moet 'n besluit maak. Dat baie van ons waarom jy sukkel. Ek weet daar's mense wat, hulle kan nie 'n besluit maak oor, vra maar 'n vrou. Sy die oggend opstaan en stap sy dan in die kas toe en sê sy van man, hoe lyk hierdie pakkie? Sê hier, this beautiful. Stap sy terug na die kas toe, kom sy weer terug en sy sê, hoe lyk hierdie pakkie? My skat, jy is beautiful. Stap hy weer terug, dan kom hy, dan sê sy, en hierdie ene, dan sê hy, dis net so mooi. En dan wat gebeur? Net so, 2 minute voor hulle ry, dan sê ek nou terug. Hardloop sy terug, dan gaan trek sy haar eerste pakkie aan. Of sy gaan trek iets heeltemal anders aan, wat sy nie gevra het nie. Want baie keer sukkel ons om besluite te maak in die oomblik. Ons sukkel om besluite te maak wat ons hele lewe kan beïnvloed in 'n oomblik, in 'n oogwink. En dadelik toe ek hier gaan sit
sit en kyk, toe dink ek hier aan Filippus kom, hy staan daar en Jesus sê vir hom, volg my. So wat hy doen is hy gee hom 'n oomblik. Dis nog ons snaaks dat ons baie keer net 'n oomblik kry. Ek weet nie of jy dit al in jou lewe beleef nie, maar baie maal in my lewe gebeur daar iets dat ek 'n oomblik om 'n besluit te maak. En weet wat, daai oomblik is baie keer dit wat my hele lewe beïnvloed. Ek het 'n oomblik om 'n besluit te maak oor hoe ek dit wil doen. Ek het 'n oomblik om 'n besluit te maak wat ek gaan doen. As ek gaan kyk na Petrus, dan sien ek dat Petrus was 'n groot visserman. Hierdie man was lief vir visvang. Op 'n stadium kom Jesus by die see van Galilea aan, en terwyl hy daar kom staan en praat, sê vir hom, jong, hierdie skare is besig om in die water in te dryf. Kan ek asseblief jou boot gebruik om net vanaf te preek? Dis die Here grootste liefde. En hy stoot die boot bietjie in, en terwyl hulle daar binnekant is, begin Jesus om te bedien, en hy's besig om vir mense te vertel wat om te doen, en hoe die koninkryk van God is, en die dissiplines, en al die klas van goed. Hy's besig om hulle te leer. En Jesus kyk vir Petrus, en hy sê vir hom, vaar vir my 'n bietjie uit na die diep water toe, en gooi jou net aan die ander kant uit. Dis 'n oomblik se besluit. Petrus kon gesê, Here, ek het heel wat gevang, en niks gevang nie, ek is moeg. Petrus kon gesê, Here, nie vanaand nie, miskien môre aan. Petrus kon gesê, miskien moet ek net 'n bietjie wag, maar wat doen hy? Hy sê, Here, op u woord sal ek my net aan die ander kant laat sak. Wat maak hy? Hy kies sy oomblik reg. Hy maak 'n besluit. Ek gaan God vertrou bo alle dinge. Wat gebeur met ons? Baie maal kom jy by die dokter, en die dokter gee jou slegte nuus. Wat doen ons? Ons besluit om vas te hou aan hierdie oomblik. Ons probeer om hierdie oomblik iets van te maak, maar daar niks van moet gebeur nie. En dadelik begin die Here met my te praat, en hy sê vir my, maar wanneer gaan jou oomblik vir jou genoeg wees? Wanneer gaan jy op die punt kom waar jy besef, hierdie oomblik wat ek vir jou gee, kom dan net eenmaal verby? Wat gaan gebeur die dag as jy jou oomblik mis? Wat gaan gebeur as God jou 'n kans gee en jy mis daardie oomblik? Jy sien, so kan ek gaan dwars deur die Bybel. Was daar oomblikke gewees wat mense se lewens verander het. Moses loop in die woestyn rond, nadat hy weggevlug het van Egipte land af. Hy so 40 jaar in die woestyn, en iets gebeur. Daar's 'n brandende bos, daar's 'n gebeurtenis wat plaasvind. En die Bybel sê, hy het beskierig geraak, want hierdie bos het nie uitgebrand nie. Dit het nie opgehou om te brand nie. En die oomblik toe hy nader stap, toe gebeur 'n oomblik iets. God sê vir hom, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, baie maal in ons lewe wil ons probeer om ons skoene aan te hou, terwyl God sê, trek uit. As jy nie in die oomblik gaan reageer wat God wil hê jy moet doen nie, gaan jy dalk mis die grootste ding wat in jou lewe kan gebeur. Petrus het daar die net uitgegooi, en die Bybel sê, die grootste vangs gehad, dat hy sy broers en die ander vriende moes naderroep en sê, help my, hier is te veel. Kan ek maar vanaand vir jou sê, alles gebeur in 'n oomblik. Is nog ons snaaks dat God nie dae en ure vat om jou aandag te trek nie. Hy doen dit in 'n oomblik. En dadelik toe ek hieroor gaan dink, toe kom dieselfde vraag
by my op. Waarom probeer ons ure en dae en ek wil amper sê weke, terwyl God sê, gebruik jou oomblik. Ek weet nie of het jy op 'n punt gekom in jou lewe, ek het op 'n punt gekom in my lewe, waar wanneer ek bid, wil ek elke keer met God ontmoet. Ek wil nie net bid doelloos nie. Ek wil nie net bid en dink, wel, ek hoop God het hierdie gehoor nie. Ek wil wanneer ek met hom praat, wil ek hy met my terugpraat. Wanneer ek hom soek, wil ek hom vind. Wanneer ek hom roep, wil ek hom gehoor. Ek wil hoor, hy antwoord my. Wanneer ek klop, wil ek weet, hy het vir my oopgemaak. En dit gebeur nie noodwendig in 'n week nie. It sometimes take a moment. 'n oomblik. Kyk of jy langs jou vra vir hom, het jy jou oomblik laat verbygaan? So ons snaaks dat ons baie keer 'n oomblik mis. Jy sien, dit vat baie keer dat God jy moet vat en op die oomblik moet wyslik. Abraham vat vir Isak, hy gaan hom offer. En terwyl hy daar op die berg toe stap, toe sê God vir hom, ek sê die berg ook uitwys. En op 'n stadium kom hulle, en hy vat die hout, hy haal dit van die donkie af, maak dit op Isak se rug vas, sê vir hom, kom God wil hê, ek en jy moet verder gaan, ons moet maar die diensknegte hier by die donkies los. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê, baie mense staan en wag by die donkies, want is nie sy oomblik nie. Maar wanneer God 'n afspraak het met jou, wanneer God met jou wil praat, wanneer God jou eenkant wil kry, gaan daar baie keer iets gebeur, wat jou in 'n oomblik gaan sit, wat jou gaan plaas op 'n plek, waar jy keuses moet maak in 'n oomblik. Kan ek maar vandag vir jou sê, dis maklik om 'n keuse te maak as jy God vertrou. Dis nie maklik om 'n keuse te maak as jy op jouself probeer staan maak nie. Dis nie maklik om 'n keuse te maak wanneer jy sê, ek vertrou die Here nie. Verstaan waarvan praat jy? Dis maklik om te sê ek vertrou die Here, dis heeltemal 'n ander game om hom te vertrou. Dis maklik om te sê ek sal my kind offer. As God sê ek moet hom offer, pastoor, ek sal hom offer. Gaan sit hom op die altaar neer. Tel die mes op. Ek wil sien hoe doen jy dit. Dis maklik om 'n keuse te maak wanneer jy kan bepaal wat gebeur. Dis nie maklik om 'n keuse en 'n besluit te maak wanneer jy nie weet wat die uitkoms of die toekoms of die voorste punt van hierdie ding is. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, God is 'n God van oomblikke. Dit vat 'n oomblik om 'n verandering te kan maak. Dit vat 'n oomblik om 'n besluit te maak. Dit vat 'n oomblik om te volg. Kom 'n jong man by Jesus, sê vir hom, Here, ek het alles gedoen wat U wil hê ek moet doen. Ek sorg vir die armes, ek kyk na die wees, die weduwee, ek onderhou die gebooie, elke een. En die Here sê vir hom, ek is so bly om dit te hoor. Hy sê vir hom, wat moet ek nog doen om gered te word? Hy sê, verkoop alles wat jy het en volg my. He missed the moment. Die Bybel sê weggedraai en weggestap en hy was hartseer oor wat Jesus hom gesê het. Kan ek jou vertel van nog iemand wat die oomblik gemis het? 'n man met die naam van koning Agrippa. Die Bybel sê dat Paulus verskyn voor koning Agrippa. En hy praat met hom, en hy vertel
sondes, maar al wat hy hoef te doen is om oor te gee. Al wat hy hoef te doen is om te sê, ek aanvaar hom as my verlosser en my saligmaker. Maar Agrippa draai hom om en hy sê vir hom hierdie woorde, jy het my amper beweeg om 'n kind van God te word. Kan ek dit maar vandag vir jou sê, dat die dag gekom wat Agrippa sy laaste asem uitgeblaas het. Terwyl hulle gekom het om op te kom haal, het hy uitgeroep, Here, ek het my oomblik gemis. Ek het al keer die een kans gemis. Ek moes net gesê, ja, ek aanvaar hom, maar hy het gemis. Kan ek het maar vandag vir jou sê, vergewe my. Die Bybel sê, as jy hom nie aanneem as jou verlosser en saligmaker nie, sal jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Daarom kan ek vandag sê, ek weet Agrippa sit in die hel. Sjoe, pastoor, jy maak 'n kras en 'n duidelike stelling en sê ek vir jou, ja, doen. Want weet jy wat, daar was 'n oomblik that he had to make a decision. Ek wil begin klaarmaak. 'n oomblik vat nie ure nie. 'n oomblik is nie iets wat elke dag verbykom nie. 'n oomblik daag op wanneer jy dit dalk nie verwag nie. Sien, hierdie het my gepla. Want wie wat? Daar's baie mense wat met God se genade speel. Vergewe my dat ek dit sê. Jy wil in die wêreld leef. Jy wil lieg en bedrieg en besteel en jy wil doen wat die wêreld doen en jy wil nog steeds sê, I'm gonna make it. Wat jy weet die Bybel sê, dag en 'n dag en 'n uur kom, wat die genadedeur van God gaan toemaak. Pastoor, wat probeer jy vanaand vir my sê? Ek probeer vanaand by jou pleit, vir jou swat, moenie dat jou oomblik verbygaan. Party van ons kry 4, 5 kansse, ander kry 1 oomblik. Ek het eendag met die jong man gepraat, wat alweer rowwe goed is, hy was al geskiet en klop goed het in sy lewe gebeur. En elke keer dan kom hy terug na die Here toe vir 'n rukkie, dan draai hy maar weer af, dan loop hy weg. En dan die dag toe ek met hom praat, en sê ek vir hom, pas op dat jou oomblik nie uithardloop nie. Pas op dat jou kans nie verbygaan nie. Want weet jy wat? Niemand van ons weet wanneer dit ons laaste oomblik gaan wees nie. Ek het vanmiddag terwyl ek voor die Here lê, toe kom Psalm 121 in my gedagtes stop. En ek het gedag, moet ek hieroor preek, maar die Here sê nee. Ek wil net hê jy moet hom aanhaal. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? I've called and I've tried so many times.
dan in 'n oomblik, dan sê ek, maar my hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Pastoor, hoekom sê dit vanaand vir my? Want baie kies 'n bottel om na toe te hardloop. Wanneer jy in daai oomblik is, dan kies ons partykeer die makliker uitweg. We choose the lie. We choose the thing that God is against. Maar God sê vanaand, hier is jou oomblik. Hierdie is jou oomblik. Die mense wat sit, wat vanaand sê, ag, ek sit al so lang met hierdie probleem, ek is tevrede met hom, kan ek maar vanaand vir jou sê, die ou die band van die test daar die sê, I'm so used to this, it's okay. Maar daar was 'n oomblik, wat Jesus hom gevra het, wil jy gesond word? Ek is so bly Jesus het nie gekyk na sy antwoord nie. Ek het niemand om in die water te sit nie. Ek het jou nie gevra wanneer ek met jou in die water sit nie. Ek het jou gevra, wil jy gesond word? This is your moment. As jy môre met die werk kan stap, begin te werk en jy doen goed. In die oomblik as jy opkyk, gaan jy weet, hierdie is my oomblik. Hierdie is die tyd wat ek moet kies. En ek wil jou vanaand aanmoedig om reg te kies. Ek wil jou vanaand aanmoedig, want ek weet nie of dit jou laaste oomblik is nie. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Ek wil nie niemand moet rondkyk nie. As jy vanaand hier sit en sê, Here, maak my attent op die oomblik, asseblief, Here. Kan ek maar vanaand vir jou sê, die duiwel skep ook oomblikke. Die duiwel skep ook oomblikke. Maar ek wil vanaand kan onderskei tussen wat is God se oomblik en 'n wêreld se oomblik. Ek wil vanaand 'n besluit maak, nie op wat ek dink nie. Ek wil 'n besluit maak op wat ek weet. Ek weet verseker dat God is tot alle dinge in staat vanaand. En daarvolgens wil ek 'n besluit maak. Soos jy vanaand weer sit en sê, Here, I don't want to miss my moment. Steek op jou hand na God toe. Ek wil saam met jou bid vanaand. Dankie vir die ander wat reg word die voorop gaan. Wil jou vra as jou hand opgesteek het, sal jy saam met opstaan. Ek wil net graag saam met jou gebed doen. Ons Vader, wat in die hemel is, ek kom vanaand na U toe, en ek besef, ek het al my oomblik al gemis. Maar Here, ek kom pleit vanaand vir nog 'n kans. Ek kom pleit vanaand vir net een oomblik, asseblief Here. Ek kom pleit vanaand en vraag maar nie by my verby gaan nie, maar gee my net 'n oomblik.
Here, ek kies vanaand hierdie oomblik. En in hierdie oomblik wil ek sê, waar U gaan, volg ek gewillig. Ek is so bly dat die woord sê, die Here is my herder. Here, ek wil uitroep, waar U gaan, volg ek gewillig. Geef my daardie oomblik, Here. Geef my daardie besluit, dat as U vanaand dalk vir my moet kom, as ek my asem moet uitblaas, dat ek nie my oomblik gemis het nie. Geef my net daardie kans, om vanaand uit te roep, Here. Geef my net 'n oomblik. Here, soos 'n traan oor wange vloei, en mense vanaand soek na God, wil ek vanaand bid. Moet U verbygaan, Here. Sien raak. Ons soek 'n oomblik. Verander my gees, verander my denke, verander my hart. Here, kom vou my toe met U liefde, U genade, U krag en U sterkte. Geef my daardie gees van onderskeiding, dat ek vanaand my oomblik sal raak sien en dit nie mis nie. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Terwyl die muziekant na vore kom, wil ek gewoon laaste gedagte met jou deel. Dit vat partykeer net 'n oomblik om tot stilstand te kom. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer as ek so in die hart loop, so besig met dinge, probeer om dinge te reël en reg te kry, en dan voel ek misluk, en dan voel ek partykeer vir my, wat kan ek doen? Dan sê die Here vir my, kom net 'n bietjie tot stilstand. It takes a moment to stop. Julle weet hoe dit voel om op 120 te moet brieftrap, jy gly eers 'n paar meter. Julle verstaan waarvan ek praat. Kan ek dit vandag vir jou sê, baie van ons is so besig om te jaag na wind, dat God ons nie 'n oomblik kan stop nie. Ons mis partykeer die oomblik in die verbygly. Ek wil jou vanaand roep tot stilstand. Ek wil vanaand vir jou sê, kry jou hart weer reg met God. Because something can happen in a moment. Amen. Dankie wel. Ons kan allemaal opstaan voor de laatste lied.